Vandag is dit vir ons 'n voorreg om vir Francois Boys hier by die Audit of Life te hê. Francois, dankie vir die geleentheid dat ons 'n bietjie jou lewe kan audit, en ek wil vir jou sê jy het groot geword net die ander kant in Jan Kempdorp by die platteland. En ek dink een van jou eerste uitdagings in jou lewe was hoe uniek jy was en hoe moeilik dit was vir jou om eintlik jou voete te vind op skool. So ek wil graag hê ons moet sommer 'n bietjie daar inval. Okay, kom ons begin daar. Hallo Danny. Kyk gou, is dit vir jou nou moeilik om in Jan Kempdorp groot te word? Nee, ek dink ek dink een van die grootste voorregte om in 'n plattelandse dorpie groot te maak, want ek dink is 'n baie veilige omgewing. Maar dan kry jy nou 'n makkenaar soos ek wat al voor geboorte af, verstaan jy, ek het almal geweet, my ma het met my in haar maag rondgeloop en sy het al geweet iets is nie lekker nie. Maar toe ek toe nou uitkom, toe kom dit met hierdie persoonlikheid en met hierdie absolute dromer wat wil uitbreek uit al wat 'n boksie is. En ek dink wat dit moeiliker gemaak het is, as jy in die platteland groot word, daar's 'n stigma, daar's 'n natuurlike ritme van lewe en doen. En die ouens wat daai ritme challenge, wat buite daai ritme wil hardloop, vind dit maar moeilik, nee, en dit word nie geapplaud nie. Niemand klap hande en sê, "Ooh, kyk hierdie ding wat nie wil inpas nie." Niemand doen dit nie. So vir my was dit moeilik, want die wêreld, daar was nie grense nie. Ek het regtig van kleintyd af was die wêreld vir my oop en beskikbaar. En ek is onseker hoekom, maar dit was net vir my so. En gooi nou by dit in die tipe talente wat die Here vir my gegee het, soos ek kan sing en ek kan klavier speel. Nou, 'n seentjie wat op die platteland sing en klavier speel, word ook nie noodwendig voorhande geklap nie, want dit is nie 'n natuurlike ritme van 'n seentjie op die platteland nie. Want 'n seentjie op die platteland moet vellies dra, hy moet wit kousies dra wat hy tot dus kan sy boude optrek, en dan moet hy een van hierdie bitterkort broekies aantrek, en dan moet hy nou een of ander kakie-agtige knopies hemp aantrek, wat boerboel hier op die linker bies het, en dan moet hy rugby speel, en hy moet cricket speel, en hy moet al hierdie goed doen, en musiek is nie naaste by in daai raamwerk, en toe besluit ek, maar dit is waarvan ek hou, is vir my lekker, ek geniet dit, en so ek was verskriklik gespot daaroor, en vir 'n ouetjie wat probeer uitfigure wie en wat hy is daai nogals 'n nok op jou identiteit, want wie is jy nou? Jy pas nou nie in hierdie raamwerkie, en ek dink wat dit moeiliker gemaak is vir die feit dat kinders, ek dink van die wreedste goed op aarde is, omdat hulle nie woorde gehad het om te verstaan en te praat en te verduidelik wie en wat ek is nie, was ek heavy gespot. En kyk, vandag, jy moet nou maar mooi dink hoe jy hierdie goed sê, maar in daai tyd, toe ek op skool was die ergste ding wat hulle vir 'n seentjie kan sê is, yes, jy's gay, en jy is nou skief, en jy is nou weird, en common, en wat. En dis okay as dit so dan en wan gebeur, as gevolg van iets wat jy doen, maar is iets anders as dit elke dag vir jare gebeur. Weet jy Danny, dit was op 'n stadium so erg, dat op laerskool dan het ek pauses in die saal gaan wegkruip. Hoe ek daar ingekom het, sal ek vir geen mens verduidelik nie, want dit was my geheim. Maar ek het daar ingekom en ek kan onthou, in laerskool Andalusia was daar 'n swart klavier op die verhoog, en ek het agter daai klavier gaan sit en klavier speel, die hele pouse lank. Want hoekom? Ek was alleen, niemand kon met my uitkom nie, ek kon iets doen wat ek van hou, want sodra ek buite kan daai saal se mure kom, was ek nie aanvaar nie, was ek nie goed genoeg nie, was ek nie in die boksie van vriende, en niks aan daai nie, ek het niks aan daai ervaar nie. So, dit was my laerskool. Nee, nou, kan jy net imagine wat se nokke dit op jou identiteit, van wie jy dink wat jy is, en hoe jy moet wees, want jy weet waarvan jy hou, jy weet wat die waarheid is, maar jy hoor hierdie klanke van buitekant af, en vir jare hoor jy dit, so op 'n stadium dan, is dit die waarheid? Is dit wat ek glo die waarheid is? Nee. En so het dit aangegaan hoërskool in, en ek kan onthou, daar was hierdie turning point in my lewe in graad 9, waar
ek het ook maar rugby gespeel, want almal het rugby gespeel. Ek dink is net omdat die mense in die platteland nie so vinnig hanteer nie, so daar is nie baie om van te kies nie. So as daar 'n dikker is, dan moet hy 'n stit wees, nê. En ek was toe nou nog as dik daai tyd, so ek moes die slot of die stit wees. En A-span gespeel, maar ek dink nie daar was genoeg vir 'n B-span nie, maar ons het dit gedoen en ons het nou getoer en alles. Maar in graad 9 was daar hierdie oomblik in my lewe waar ek net vir myself gevra het, is dit vir my lekker om hierdie te doen? Geniet ek dit? Kry ek joy hier uit? En ek besef ek het en dit was die moeilikste oomblik van my lewe om vir daai tyd my rugbycoach te sê, "Skus meneer, ek is klaar. Ek gaan nie meer nie." Om vir my pa te sê, wat 'n absolute sportfanatikus is. Kyk vir my, daar is nie 'n sport wat hy nie kan doen nie. Daar is nie 'n sport wat hy nie goed kan doen nie. En hy het dit geloof, want ek doen 'n sport en ek doen goed. En hy, daai trotse pappa oomblik, en hier ruk ek die hele appelkar om hom te sê, maar ek wil nie dit verder doen nie. En die turning point het gebeur, daar was 'n musiek aan, of 'n talent aan by die skool, en ek het gaan sing. En daar was 'n oomblik op daai verhoog. En my pa en my ma het dit gesien, en dit was daai ding wat gesak het in hulle hart om te weet dat hierdie is wat Frans sou moet doen. Ja. En die volgende dag het hulle my in 'n musiekskool hier in Hartswater by Tannie Tia se sangskool kom inskryf, en my hele lewe het verander van daar af. So dit, en van daai oomblik af het ek besef, maar ek het 'n stem, ek het bestaansreg op hierdie aarde, ek het 'n klank, want almal van ons het, en toe begin ek op te staan, en toe sê ek, gaaf, wêreld, dis dit nou. Ek weet wie ek is, en nou is die wêreld my oyster, en kom ons kyk wat ons kan maak daarmee. Ja. Ek wil vir jou vra, en ek dink dis sommer my eie kinders, en die feit dat, soos jy sê, in die platteland moet ou sekere goeders doen, om nou in te wees, as dit nou sommer so kan noem. Het jou maale jou van graad 9 af eens geondersteun, of was hulle ook... Nee, ek dink, daar was altyd dit. Nee, ek dink die sportpappa het obviously sport gedruk, want dit is sy natuurlike ding. Nee, hy weet niks van musiek af nie. Hy sê vir my, hy het in die koor gesing op skool, wat ek gedog het is die grootste grap op planeet aarde, want my pa kan nie sing nie. Hy kan nie op en af nie, hy kan net harder en sagter. Een noot harder en sagter, dit is wat hy kan doen. As hy iemand is wat kan musiek doen, dan is dit meer aan my ma se kant. Maar dit gebeur is in my, want ek speel al klavier vandat ek 5 is, so my pa het geweer is deel van dit, maar hy het nie die wêreld geken en verstaan nie. Maar toe ons nou intentioneel in daai wêreld inklim. Kyk vir my. Die wêreld kon vir my gesê het, ek kan nie sing nie, ek is nie goed genoeg nie, ek hoort nie op 'n verhoog nie. Maar my pa, en my ma het agter my gestaan, soos pilare. So ek het so veilig gevoel van daai oomblik af toe ons besef het dat, hier is dit nou, hierdie ouetjie het nou die puzzelstuk uitgefigure, en hy pas nou in die legkar. Toe daai oomblik gebeur, toe's hulle daar, en hulle was van daai dag af, verstaan jy, hulle was altyd supportive, maar toe's hulle in overdrive, want toe kon hulle sien, dat dit, wat nou geland het in my hart, leef, en die kind is passievol daaroor, en hy droom, en dis asof die vlerke nou losgekom het, en hier gat hy op. Ja, want vir my, en ek sien so my emosies in jou ook, jy weet, ek het 'n seentjie, en ons almal het maar ons eie storie. Nou my een seun is ook uit en uit 'n rugby spelertjie, I love it, maar die ander seentjie kan ek dis sommer sien trek swaar, dit is nie vir hom lekker nie, jy weet, ek voel vir my, dis my verantwoordelikheid om seker te maak dat my kinders gelukkig is, en as dit ook beteken om nie rugby te speel nie, moet dit ook vir my fyn wees, jy weet, so, en ek dink dit is die belangrikste, want ek dink, 'n kind moenie gaan wegkruip in 'n skool se saal tydens pouse nie. Nee. Jy moet kan leer om jouself te wees, en ek dink as ou nou vinnig gaan praat oor sosiale media, wat eintlik daai platform vir mense wat eintlik goed is met vermaak, jy weet, waar jy op skool dalk nou, as jy drama doen, as jy nou nie deel van die cool kinders nie, weer kindjies, maar nou sosiale media, dink ek, as mense nou na jou kyk, wens almal eintlik ek het daai blerrie talent gehad, om met mense te kan praat, want nou het jy ewe skielik hierdie aanhangers, en ek dink op die einde van die dag, is daar, dink jy nie daar's 'n verwisseling in hoe mense met die mense werk, wat nou eintlik goed is met vermaak, en nie rugby spelers is nie? Ja, ek dink, daar is die ding, en wat vir my altyd mooi en lekker is, as jy nou platteland toe kom, ek kom nou huis toe, en hier is my huis hier, ek het hier groot geword, en jy stap
in kinders vas, wat saam met jou op skool was, wat saam met jou in die klas was. En nou hulle nou ewe skielik sê, "Eers, maar jy het dit gemaak, hè? Jy is nou so suksesvol en jy's oral. Soos waar was jy jou hele lewe lank?" Ek sê, ek was nog altyd daar. Ek kan onthou hoe ou hoof op 'n stadium vir my gesê het, "François, hoekom het ons nooit geweet van jou nie? Hoekom was jy nie die hoofseun?" Hy het daai woorde gebruik. Ek is soos meneer. Wat op skool het ek nie geweet nie. Ek het nie geweet wat in my is nie, maar nou hardloop ek in daai baan en ek hardloop voluit in hom want ek weet dit is my baan. En ek dink wat vir my nou lekker is hoe my hele lewe nou en dit wat ek doen 'n stukkie inspirasie vir iemand kan wees dat ontdek dit wat in jou is, ontdek dit wat daai gawe, daai talent wat die Here vir jou gegee het en ontgin dit. Ek doen byvoorbeeld net kort getuienis. Ek doen nou die dag moes ek 'n manne ontbyt doen. Nou kyk, 95% van my werk gebeur voor middeljarige vrouens. Dis my die lekkerste crowd, dis mense met geld, ek geniet dit want hulle betaal, maar hulle lag maklik. Is mense wat dink hulle wil entertain, hulle is vreesloos want 'n middeljarige vrou is oor daardie nonsens om iemand te impress, sy is net. Sy embody haarself en sy laat waai en ek geniet dit. Waar mans is nie noodwendig so nie. Hulle weet nie lekker wat om met hulle emosies te doen nie. Hulle internaliseer baie goeters in hulle gesigte, weet nie hoe om te bly die glimlag nie. Kyk, jy is 'n uitsondering tot die reël, maar die helfte van die mense, as jy 'n man sien glimlag, dan sien jy alles breek. Dis asof iets in sy hele sisteem het nie nou geweet wat om te doen nie. Party van hulle het ook laas 'n glimlag voor geboorte, maar die punt bly staan is, ek doen toe hierdie manne oggend maak is vreesbevange, want vader, ek voel nie bevoegd genoeg amper, maar hoor jy die identiteit, ek voel nie bevoegd genoeg om met hulle te praat nie, en al wat ek het, is my storie, en ek vertel my storie, ek vertel my reis, so ek hierdie gespotte, wimpie, identiteitlose kind was, en 'n introvert, want kyk vir my, almal dink ek is 'n extrovert, is die grootste leuen op planeet aarde, ek is in between. Al die toetse wat ek al gedoen het, ek is in between. Ek hou van extrovert goed, maar ek kry 3/4 van die dag in 'n dop. Maar ek het nie dit in daai storie. En ek gaan vertel dit vir hulle. En ek moet vinnig my storie doen en ek laat hulle op in groepies deel en hulle moet bietjie met mekaar praat, maar ek het nie genoeg tyd om die hele gesprek te fasiliteer nie, want ek moet terug gaan radio toe. En ek gaan uit en so 'n paar ure later bel 'n man my wat daar was. Hy sê, "François, jy sal nie glo wat gebeur het nie." Ek sê, "Wat? Het ek iemand kwaad gemaak, het almal daar uitgeloop en gesê, nooit weer in ons lewens wil ons na hom luister nie?" Nee, glad nie. Terwyl hy so gesit het en ons vir mekaar gebid en ewe skielik stap daar 'n man so na 'n klavier toe. Hierdie groot boerman gaan sit daar agter 'n klavier en hy begin te speel. Niemand het hom gevra nie. Niemand het gesê gaan speel iets en niks. Hy gaan sit net agter daai klavier, speel sy sang. En toe hy sang klaar is, niemand klap hande nie, want niemand in daai movie se groep mans het geweet hoekom hierdie nou gebeur nie. En hy speel, en hy staan op en hy loop uit. En die ou wat hierdie hele ding georganiseer het, besefte my, iets hier het nou gehappen en hier's 'n storie. Hardloop agter daai man aan en hy sê vir hom, "Skus, hok hy gou. Ek weet jy wil ry, maar verduidelik net vir my, wat het nou hier gebeur?" Hy sê, as gevolg van daai storie, het ek vir die eerste keer, ek wil nou nie 'n getal op dit sit nie, maar ek dink dit rym met slappelings van 20 jaar. Yes. Het ek agter 'n klavier gaan sit en gaan speel. Want ek was as seentjie gespot en gesê, ek mag dit nie doen nie. Seentjies doen dit nie. Verstaan jy? En as my lewe wat absoluut abnormaal is, ek dink ek het 'n normale lewe, want dit is abnormaal dat so baie mense weet van jou, dit is abnormaal dat so baie mense insight in jou lewe en presies weet en kyk en dophou wat jy doen, dit is abnormaal. Maar as die abnormale lewe sulke stories kan ontlok, my mens, dan doen ek wat ek moet doen. Hoe kry ons reg om meer die vrymoedigheid te hê om net onsself te wees?
En om nie te worry oor dat ander mense van ons dink, ek love you of bly die Vrydag tunes, en jy kan van jouself dink, jy's kom en dalk is Bragpan se hoofseun. Maar ek moet vir jou sê, nee, my ma is ook 'n mens, nee, sy het my skaam gehad op skool. Sy het daar anders so op die stuurwiel gesit en dan sy keur Darren se tunes, sy's 'n bietjie oorgewig, nee, maar dan daai armpies so gewaai. En dan die ander armpies het ook gewaai. Maar as ek na my ma gekyk het, dan kon ek ook net gesien het dat sy lewe net haarself. Sy het niemand om te impress nie, maar hoe kry ons mans dit reg om dit vir ons kinders te leer en om nie in daai dop te kry, daai spreekwoordelike dop te kry nie. En om jouself net te kan wees en nie te bly worry oor wat die wêreld dink nie. Want ons val die hele tyd is ons besig met 'n comparison trap. Ons vergelyk ons met die ou langs ons en op die ou ende van die dag vergeet ons haar eie identiteit en is hierdie my pa's groter as jou pa speletjie wat iewerste 'n realiteit geraak het vir mans. Iewerste 'n ding geraak het vir jou om man wees 100% reg te doen, is dit amper 'n piepie kompetisie. Nee, wie se straaltjie is die hardste, die sterkste, die verste. Hoeveel skuim is daar na die? En en ek dink dis een van die grootste goed wat ek moes leer. Dis nie deel van die prentjie nie. Ek weet nie wat is die antwoord nie, maar ek kan vir jou sê wat het ek geleer. En ek het geleer dat ware vryheid, ware geluk het niks te doen met jou opinie van my nie. Niks. As ek regtig wil gelukkig wees, moet ek hier binne gelukkig wees. Want as ek wag vir die wêreld om te dink ek is okay en hulle goedkeuring te gee oor wie en wat ek moet wees, my mens, besef jy wat ek sê? Besef jy dat ek gaan wag vir hoeveel biljoen mense is daar nou al op planeet Aarde? 7 iets? Ek dink ons raak al aan 8 biljoen mense op planeet Aarde. Moet ek hulle almal happy hou? Vir my om happy te wees. Moet ek 'n sekere titel hê? En glo vir my, ek het al hierdie foute gemaak, dis hoekom ek dit kan sê. Want ek het van alles wat ek op planeet Aarde kon gaan swat het na skool, het ek teologie geswat. Kan jy dit imagine? Lyk ek vir jou soos iemand wat 'n pastoor moet wees? In elk geval, maar ek geswat teologie, maar in my binneste wou ek daai leer so vinnig as moontlik klim. Ek wou die hoofpastoor van 'n gemeente wees en dit is my ding. Op 27 was ek die hoofpastoor van 'n gemeente. Weet jy hoe het ek dit reg gekry nie? Maar ek was. Maar toe ek die titel het, toe ek die posisie het, wasn't enough. Toe gaan dit, okay, maar is dit 'n bankrekening ding? Is daar 'n waarde, 'n geldwaarde gekoppel aan geluk? Nee, en dit is so, daar is mos nou hierdie grappie nie. Geld koop nie geluk nie, maar het jy al ooit 'n ongelukkige mens gesien op 'n jetski? Nee. maar geld alleen kan nie geluk bring nie. Is dit 'n mens? En ek dink in my eie lewe, ek het al soveel teleurstellings beleef uit mense, uit verhoudings wat nie uitgewerk het nie, vriende, noem dit. Nee, leierskap onder wie ek gewerk het, saam met wie ek gewerk het, wat my so onbeskryflik seer gemaak het. So waar lê geluk? Waar lê die ding wat jy voel, joh, nou kan ek opstaan en ek kan myself wees. En ek glo vas daarin dat dit is as jy besef dat die jou ware geluk is hier binne. En vir my as Christen sê ek dit dan nou dat dis hoekom ek sê dat God se woord wat sê ek is in sy beeld gemaak. Dis my identiteit. As ek daai gewig vat en ek leef dit en ek leef vanaf dit wat hy het my in sy beeld gemaak. Voordat ek gebore is ek in my moeder skoot gevorm. Al daai skrifte, as jy daai goed vat en vanaf dit leef, dan raak jy 'n onuitputbare bron. Dan, dis hoekom my favourite skrifgedeelte in die Bybel is Psalm 1 vers 2 tot 3 wat sê jy sal wees soos 'n boom wat langs waterstrome geplant is, wat se blare nooit gaan verwelk nie en wat se boom wat altyd gaan vrugte dra. Ek sê dit nou heeltemal verkeerd, maar dit kom daarop neer, maar die punt bly staan is ek moes dit besef. Dat waar staan my boom? Staan hy daar iewerste in 'n woestyn, iewerste daar op elke straathoek, want ek wag vir iemand om vir my goedkeuring te gee en my te betaal en vir my waarde te gee? Is dit dit? Of staan ek langs die onuitputbare bron
wat God is. En ek leef vanaf dit. En ek kan vanaf dit gelukkig wees. Ek kan vanaf dit my identiteit bou. Lang storie, maar dis my antwoord. As ons terugkom met die teologie gedeelte en die wat jy gaan pastoors wat is ek reg as ek sê jy het op daai stadium van jou lewe jy het 'n baie goeie verhouding met die Here. En ek dink dit was ook jy het 'n gap jaar gevat na skool as ek dit Ja, want toe het ek nie geweet wat om te swat hê. En jy het teologie gaan swat as gevolg van die woord wat jy van die Here af gekry het. En jy het gevoel dit is die Dis wat ek moet doen. Moet gaan doen. En toe jy het pastoor geword, sê jy in 'n gemeente 27 jaar oud. Jou sangloopbaan, as ek dit reg onthou, het jy eers in 'n sangkompetisie deelgeneem. Ja, ek het toe ek nou in graad 10 by Tannie Tia opgedaag het. Nou as jy sang doen, dan meeste van die kere dan sit maar sangkompetisies en goed wat jy gedoen het. Ag my mens, en ek kan onthou my eerste groot sangkompetisie. Onthou jy vir Supersterre? Onthou vir Tannie vir Patricia? Ja. Kyk ons eie Baywatch, maar in elk geval so gaan neem ek aan daai kompetisie deel. Ek kan nog onthou, het was in Vryburg, nee? Nou, Patricia kom eers later in die kompetisie, kom sy nou uit, dan sing sy so 'n paar liedjies en dan kondig sy aan, hey, hier's die ouens wat nou deurgaan. Maar voor dit moet jy nou elke keer 'n liedjie sing, en dan is daar judges. En ek kan onthou, ek staan op hy verhoog, ek kan onthou die liedjie se naam was Spanish Eddie, The Night Spanish Eddie cashed it in, daai ding. Was hy, maar hy was in die verkeerde sleutel. So ek het hier onder gebrom. Maar ek het dit met soveel persoonlikheid gedoen. Kyk vir my, ek het geleef op daai verhoog, maar brom hier onderkant. En toe ek klaar gesing het, toe gaan die een judge, ek kan nog onthou sy man, hy het donker hare, ek kan nie onthou wat sy naam is nie, maar die gehoor raak stil, want hulle wag nou vir sy opinie, want hy moet dit nou sê, en dan besluit hulle van af. En hy het so vorentoe geleë in sy stoel en hy het my so gekyk, hy het gesê, ek dink jy moet ooit weer sing nie. Nou, 2 keuses. Ek kon nou daar afgestap en gesê het, kyk vir my, baie dankie vir julle wat gedink het ek kan sing. Tata, nooit weer nie, ek kon. Maar dis nie wat gebeur het nie. Ek het daar afgestap en vir myself gesê, in my lewe sal iemand nooit weer vir my dit sê. Toe ek 3 keer harder gaan werk en dus toe die sangloopbaan gewerk het, of begin opstyg het. Toe ek ook iewerste along the line moes besef dat jou opinie van wat mooi is nie noodwendig die standaard vir wat mooi is nie. Nee, en iewers in al hierdie sangkompetisies kom jy ook agter, hulle soek 'n sekere look en 'n klank. En as jy nie in dit fit nie, maak nie saak hoe goed jy is nie. Jy kan Celine Dion wees. As hulle nie 'n Celine Dion soek nie, gaan hulle jou nie kies nie. So, dit is ek eers later leer, maar dis toe die sangloopbaan begin. Ja, ek dink wat ou daai kan vat is hoe belangrik is dit net om nog steeds aan te hou. Ongeag daai kritiek wat ons van tyd tot tyd in ons lewe gaan ervaar en nie besluite te neem op grond van iemand anders se opinie nie. Die tyd tydens pastoor, ek wil graag kom by die hoe dit samelewing, want ek dink dis maar hoe meeste van ons jou nou ken. Hoe dit samelewing tot lewe gekom en die storie agter. Ag, ek wens ek kan vir jou sê dit was hierdie movie se uitbeplande plan, daar was doktors betrokke, dit was glad nie. So ek het in Johannesburg was ek die pastoor en daar het iets in my lewe gebeur, my baie traumaties, dit was my sleg en ek het gesoek vir 'n nuwe seisoen en daar gaan toe 'n pos oop in Appington van alle plekke. Nou kyk vir my, jy kry warm, dan kry die hel. Dan kry jy sifdra en dan kry jy vir Appington, die twee goed is so langs mekaar, nee. Ek gaan werk toe dit daar. Nou kyk as jy vir my langer as 3 sekondes kan, weet jy, ek sweet as ek water drink. Nee, dit is vir my baie erg. Ek gaan werk toe nou in die hel en ek maak toe eendag ek moet gaan speel vir een of ander, ek dink is 'n Old Mutual event. Hulle het so 'n ding gehad wat hulle mense celebrate en hulle kort toe nou iemand wat klavier speel in die agtergrond om dit nou grand te maak. Nou gaan speel ek klavier in die agtergrond en ek kan onthou, ek dink dit was 11:30 of 12:30 daai nag. Nou slat ek die klank af en ek laai die klavier en die goeders in die kar en toe ek my kar aansit, my kar het so 'n skermpie gehad waarop hy die temperatuur sit. Toe staan daar, broer, Danny, 11:30 die nag,
31 grade. Luister gou vir my, daar moet nêrens op planeet Aarde 11:30 die nag, wanneer die liewe Here se sterre skyn, moet dit 31 grade wees. Dit is te warm vir enige mens om te survive. Ek freak toe heel uit, daai volgende oggend maak ek 'n video. Maar onthou, dis voor hoe dit was. Ek het nog eers die tagline gehad, niks nie. Ek het net my persoonlike Facebook gehad waar die helfte familie was en ander helfte is mense wat jy ontmoet het, nê? En ek maak 'n video waar ek sê, ek het dit uitgefigure. Appington is die maklikste plek op planeet Aarde om iemand te wen om die Here te dien. Die maklikste plek. Jy gaan net 12 uur die middag. Dan sit jy daai arme mak na haar siel. Sit jy vir hom in die son en jy sê, nou loop staan jy daar. En jy wag daar vir 'n halfuur lank. En jy weet mos nou wat gebeur met 'n man. Kyk, jy sweep ons op al die onwettige plekke. Nou, sodra daai blaaie sulke klanke begin uitsit, dan kry jy vir hom nou nader. Dan sê vir hom, luister gou. Wil jy vir die res van jou lewe so warm kry? Want as jy nie nou jou lewe reg kry nie, gaan jy so warm kry vir die res van jou lewe. Maar ek het vir jou 'n beter opsie en dan is 'n aircon in die hemel. So kom, kry jou hart by die Here en dan gaan ons aan. Maar nou ek maak die ligsinnige grappie, né? En ek sit dit op Facebook, salig onbewus wat ek doen, salig onbewus oor al die dynamics van social media wat ek reg gedoen het, waarvan ek onbewuslik nul kennis van gehad het. Regte tyd, regte timing, regte alles, hoe klein, alles was in daai ding ingebou, wat ek nie geweet het ek te doen nie, maar ek het dit gedoen, en die ding gaan toe nou, wat ons nou noem, viral. Maar so erg viral, dat quotes op 'n stadium toe kry 'n mens dit in Londen weet, laai dit op 'n groepie van klomp Londeners wat eintlik Suid-Afrika mis. Hulle het almal geïmmigreer, né? Nou mis hulle Suid-Afrika, nou is hulle almal op 'n ondersteuningsgroepie. Sies tog, kom net terug. In elk geval, nou is hulle op 'n ondersteuningsgroepie daar, nou sit hulle die ding op. Kyk het hierdie Suid-Afrikaner, ons mis Afrikaans of whatever. Die ding raak toe nog groter viral. So erg dat radiostasies op 'n stadium dit beet kry en bel vir onderhoude en ek is iets soos, ouens, ek het net 'n grap van Appington. Ek het net 'n grappie gemaak oor dit. Dit is regtig nie. Hierdie is nie goed wat die naald skuif nie. In elk geval, maar die timing was reg. En ek kry toe 'n beroep Kaap toe. Ek is soos prys die Here. Ek kan na 'n plek toe gaan waar die temperatuur normaal is. En ek trek toe Kaap toe en ek gaan bly in 'n plek waar ek dink, het jy al krom mense gesien op planeet Aarde? Het jy gesien baie mense loop so krom? Nee, hulle het almal gebore in Gordons Bay, want die wind waai vir jou krom daar. Luister gou, niemand kan reguit op in daai plek nie, almal is skeef. Nee, maar so gebly ek in Gordons Bay, maar daai wind pla vir my verskriklik, maar nou maak ek 'n video oor die wind, daar gaan die wind video ook. Nee, ek weet nie wat ek reg doen nie. En net daarna slaan COVID. Nou, in Appington toe ontwikkel ek 'n kinderproduksie waarmee ek rondgetravel het, Franna. Kind met blou hare, wat vir kindertjies goed leer, né? En ek het met Franna getravel en so, groot droom gehad om te dink, ek gaan die nuwe Jan de Wet raak. Want onthou nou, Jan de Wet is wat, 105 jaar oud? Nee, iemand moet sy werk doen. En ek dink toe goed gaan, hier's 'n geleentheid, né? En ek begin toe die kinderproduksie, ek dink toe, great, nou gaan ek Kaap toe. Jy's in die stad, hierdie ding kan lewe kry, jy het soveel geleenthede in die stad. En net toe ek opgewonde is, hier gaan Franna nou na nuwe hoogtes toe, toe kondig hulle aan, dis lockdown. COVID tref. Ewe skielik kan ek nie optree nie. Sure. Alles stop. En ek kan onthou, ek vir die Here vra, okay Here, nou hoe nou? Want in my gap jaar waarvan jy nou gepraat het, het die Here vir my droom gegee, Suid-Afrika met die liggies in. Nou in die nag, nee, dis voordat load shedding 'n ding was, so alles het gebrand. So sê die Here vir my, maar jy gaan by al die liggies uitkom. Ek is soos Here, ek kom van Jan Kemp af. Verstaan jy, wat kom uit Jan Kemp uit? Ons staan bekend in die wêreld as kanaalape. Wie die hel gaan vir my ernstig opvat? Ja, so sê die Here vir my, maar al wat jy moet doen is ja sê. Ek gaan die deure oopmaak. Nee, nou, van daar af is die kinderproduksie gebore. Ek dog toe goed gaaf, liggies, kinders, hier's ek nou. Kom in Gordons Bay aan, nou word al die liggies afgesit, want ons kan nou nêrens heen gaan nie. Ek is soos Here, die droom het nie verander nie, maar my wêreld het, so wat nou? Die Here sê vir my, maar wat het jy in jou hand? Nou kyk, jy het nou my persoonlikheid ontmoet, nee. Ek haak toe as die Here. Ek het 'n verskriklike rowwe persoonlikheid. Ek het 'n selfoon en ek het internet. Here, dis wat ek het. Ek het niks meer as dit, so wat nou? En die Here sê gebruik dit.
En ek het in my lewe nog nooit die woorde hoe dit samelewing gebeur. Weet jy waar dit vandaan gekom? Onthou jy Skalk Besuidenhout, nee, die famous comedian, nee? In lockdown het hy mos ook sulke videoetjies gemaak. Dan het hy so boshaar, hy het mos gelyk soos 'n swart mop verkeerd om, nee, dan skit hy daai kop so. En elke keer dan begin hy, feeling good, feeling positive vandaan. Dan net daarna, weet jy, iets gaan nou lekker gebeur, jy gaan nou lag giggel oor wat in ons wêreld aan die gang is. En ek besef toe, ek word seker ook 'n hoeklyn. Ek word ook daai invalshoek, daai ding. Noem my die Here, want ek weet nie waar anders die woorde vandaan gekom het. Ek het nie 'n idee nie. En ek begin toe net een video. Hoe is dit samelewing? Hoop dit gaan met jou fantasties waar ook al jy is op hierdie planeet Aarde. En ek sê my ding, maak videoetjies. En hier ontwikkel die ding. En toe ontplof het op een of ander manier. En nou sit ek hier in Hartwater met jou en gesels oor iets wat ontplof het. Ja. Uit 'n paar video's uit. Dis wonderlik, want ek dink ook die tydsberekening vir jou om dit te begin het in 'n tyd soos lockdown, waar ons almal eintlik maar depressed was as ek kan sê, want ek dink ons almal, alhoewel dit ek kan onthou vir ons was dit baie lekker by die huis, want ons het tyd saam met ons pasgebore baba gehad, 'n blykie het begin loop daai tyd, so ons het vreeslik geniet by die huis. Maar ouer daai interaksie met mense begin mis. Jy weet, dit was nie vir ons moontlik om by die kantoor te kom werk nie, so en dan het ons daai vermaaklikheid in ons lewe het ons nodig gehad. So ek dink humor. En humor. En ek dink dit was 'n baie goeie tydsberekening vir jou gewees. Maar dit nou gevra, kom ons praat 'n bietjie oor die sosiale media en die besigheid. Hoe bou 'n mens hierdie sosiale media besigheid van die grond af? So jy het hom nou begin, jy het begin followers kry. Hoe vat 'n mens dit na die volgende vlak toe? Nou vat dit van iemand wat geen kennis gehad het nie. Al wat ek het is wat ek observe het. Nee, in die wêreld om my. So ek het geweet jy kort 'n hoeklyn. Nee, maar almal kan nou nie 'n hoeklyn hê nie, maar almal, daar moet iets wees wat jou uniek maak. En hoe dit samelewing was my uniek. Dit was my ding. Maar toe dan 'n followers begin bykom en jy begin nou agterkom, okay, goed word gekyk. Hierdie ding begin nou te groei en hy ontwikkel. Toe begin ek nou te dink, okay, maar hoe vat ek dit nou verder? En wonder, ek gaan nou jou hele storie antwoord, maar ek het gaan optree in Richards Bay, vroue event, en saam met my by die event was Liz Meyering, nee, daai kortgat antie, nee, kyk wat sy bek moes so los is, daar was ook die filter aan my vrou. Wat sy rol self gespeel? Sy in Molly en Wors, ja, nee, en ek sien die cover, dit was so fliek wat baie jare terug uitgekom het, maar Suid-Afrika het uitmekaar uitgeval het toe daai uitkom. Die ouer kykers gaan nou presies weet van daai van daai film, maar ongelooflike skrywer, aktrise, alles. Sy doen letterlik alles. En ek en sy is by dieselfde event na die tyd. Nou sit ons aan 'n kar en sy het so 'n sigaretjie weet en sy sê kyk ou kindjie, vertel vir my wat is hierdie hoe is dit samelewing? Ek sê man, dis 'n platform wat ek ontwikkel het waar ek mense net wil laat lag. Ek wil humor gebruik om mense te laat lag en te laat goed voel en ek wil inspireer. Dis wat ek wil doen. Nou kindjie, hoe gaan jy maak dat die ding nie môre vrekkie? Dat jy nie net nog 'n sensasie word wat, almal weet nou van jou en môre weet ons niks van jou nie. Hoe gaan jy dit aanhou? Beste vraag wat ek in my lewe gekry het, en dit kom ek nou by jou, by die antwoord uit. Want toe begin ek te dink, okay, wat bou ek in hierdie voertuig in? Wat maak dat hy 'n rakleeftyd het? Want toe's my hele fokus. Ek moet die platform skuif na 'n rakleeftyd toe, want anders raak dit net soos 'n ding. Jy weet nou van hierdie ou en hy's nou 'n oulike enetjie, jy ken hom en dan verdwyn hulle net. En ek het geweet dat hierdie is die liggies. So ek moet nou in hom iets inbou. En wat toe nou great was, is die sosiale media dinge toe nou begin, en ek het toe nou die hoeklyn, en ek besef toe nou, my mens, as ek hierdie ding wil laat werk, moet hy in my lewe ook inpas. Nou ek het voltyds gewerk vir 'n kerk, so ek het net beperkte tye wat ek goed kan doen. Nou al die sosiale media kinders sou vir jou gesê het, as jy regtig op sosiale media goed wil doen, moet jy 4-5 keer 'n dag post. Kyk vir my, ek het die tyd nie. Ek het die tyd om dit te doen nie. Maar ek het geweet, ek het sekere tye, ek het sekere gaps, en vanuit dit het ek gedink, okay, kom ek kies 2 dae wat ek goed gaan doen. En dan is ek konstant met dit, en kom ons kyk of dit werk.
salig was ek onbewus dat dit die resep tot sukses vir my was. Ek dink nie dit gaan vir almal werk nie, maar dit was my sukses. Want toe begin die Vrydag Tunes ding te gebeur en dit raak 'n ding vir mense en dit gebeur elke Vrydag, come hell or high water, dit gebeur op 'n Vrydag. En toe begin die breinsel paar oomblik op 'n Maandag waar ons mense probeer inspireer en as mense nou nie weet wat breinsel paar beteken nie, ek het gewonder waar kom die lightbulb storie vandaan. En ek is 'n prentjie breinkind. So ek het net gedink in jou brein kom 2 breinselle, dan maak hulle liefde. Dan gee hulle geboorte aan. Nee. So dit is wat breinsel paar oomblik vir my is. En ek het besluit okay, goed gaaf. Maandag doen ek dit, Vrydag doen ek dit en kom ek doen net dit. En toe raak dit soos wat Sewende Laan raak. Waar jy weet, elke aand 6:30 klokkie in Sewende Laan gebeur. En ek was net konstant met dit. En dit het toe nou gebeur. So dit was die sosiale media suksesdeel. En toe begin ek later aan besighede betrokke te kry, want obviously, toe verander ons wêreld, jy wat 'n besigheidsman is, sal nou weet ons wêreld het verander waar bemarking geskuif het net na van radio en TV en gedrukte media, het dit geskuif na sosiale media toe. En toe ewe skielik toe ontwikkel die wêreld hierdie term wat hulle noem social media influencers, of in Suid-Afrika as jy nou 'n smaakmaker. In elk geval in hierdie term word ontwikkel en ewe skielik raak dit 'n vorm van bemarking, raak dit 'n werk, raak dit 'n inkomste vir ons wat platforms het. En ek begin toe nou ook besighede in hierdie ding in te bou, maar vroeg het ek al besef vir my om my identiteit, my sanity, my hart van hierdie ding te beskerm, moet ek 'n raamwerk bou om te sê vir wat staan ek, vir wat staan ek nie, wat gaan ek toelaat, wat gaan ek nie toelaat, wat is die baan waarin ek hardloop, en ek het toe besluit, my baan gaan familievriendelik wees. Nou dit klink fantasties, klink ongelooflik mooi, almal kan kyk, want dit is vir my 'n massive probleem. Het jy al gesien as mense vir jou partykeer 'n grappie wil speel, dan sê hulle soos, hoor ek het gou net gehoor wat sê hy, okay, jy kan hierdie deeltjie hoor, ek het 'n massive probleem met dit. Nee, ek wil gehad het jy met die ding dadelik druk en speel. Nee, so ek wou familievriendelik wees, ek wou inspirerend wees, ek wou net met besighede werk wat families help. Kan ek vir jou sê hoeveel ongelooflik baie geld kon ek al gemaak het deur goed soos casinos en daai goed wat al wou bemark het by my, maar ek kan nie, want dit wat teenstrydig met waarvoor ek staan. Is teenstrydig waarvoor ek staan. Ek is my Christelike waardes sal ek nooit prysgee op sosiale media nie. So dit was my raamwerk. Nou dit klink fantasties, maar jy moet mooi verstaan hoe werk Suid-Afrika. Daai stukkie van die koek is die grootie. Ja. So toe besef ek, okay, want dis hoekom, gaan kyk na al jou groot smaakmakers. Hulle sê wat hulle wil. Nee, hulle kan praat en doen wat hulle wil en hulle is daai ouens en dit trek baie mense, maar dis nie wie ek is nie. Ek is nie in 'n kompetisie met jou nie, ek weet in my lyne en besighede en al die ouens weet, hoorie, dis waarvoor Frans staan en as ons saam met hom werk, dit is wat dit is. En dit was ook vir my belangrik, dat as 'n besigheid 'n aanhak aan my, dat maak nie saak wat ek doen nie, moet nooit 'n slegte beeld op jou besigheid hê nie. Verstaan jy? En dan gaan kyk jy bietjie hoe werk sosiale media en gaan delf bietjie, dan gaan jy sien hoeveel besighede dit al stelle afgetrap, want hulle belê geld in die naam in die sosiale media influencer, maar dan kry hulle besigheidskade, want die ou se kop hak uit en hy jaag nonsens aan en allerlei goeder. So ek hoop ek antwoord nou al jou vrae, maar dit is die tipe goed wat ek ingebou het. En toe later, toe besef ek, hier is hierdie voertuig, hy hardloop, so ek het 'n finansiële ding wat inkom, die besighede koop in en hoe is dit samelewing, koop in en dit wat ek doen, en hulle help my om te kan doen wat ek doen, maar kunstenaar François, waar 'n nuwe kunstenaar nou 'n ongelooflike goeie hit moet skryf om 'n naam te maak, sodat mense actually weet wie hy is. Nee, of hy moet op 'n sekere verhoog staan voordat iemand hom gaan raak sien. Het ek klaar 'n verhoog. So toe is dit die maklikste besluit om musiek in die ding in te bou, om
shows in hierdie ding in te bou, om motiveringspraatjies in hierdie ding in te bou, om kinderproduksie in hierdie ding in te bou, want die voertuig is klaar daar, hy beweeg klaar. Ek enhance hom net met goed wat ek inbou. So, om jou vraag te antwoord, dis wat ek alles gedoen het, om hierdie ding te kry van niks, na wat hy vandag is. Jou antwoord spreek duidelik van diversifikasie. Hoe belangrik is dit vir jou en wat het jy geleer? Wat jy teken, dat baie mense sê, hoorie, ou kan nie jou eisters in Ja. 6 vure hê nie, jy moet gefokus wees op een ding. Hoe het jy dit ervaar? Hoekom is diversifikasie vir jou belangrik? Alles kom terug na my pa toe. My pa het 'n winkel hier in Hartswater gehad met die naam Die Mark, né? Nou, my pa het nie die voorreg gehad om te kon gaan swat nie. So hy het nie tersiêre opleiding nie. Al wat hy gehad het is hy het in sy pa se winkel gewerk en hy was 'n algemene handelaar. Nou dit is die grand term vir 'n groentesmous. Want my pa was die ou wat in groot maat aangekoop het by Kimberley se groentemark en dan het hy hier dit kom verkoop sodat ek en jy ook nou kan groente koop en kleiner besighede by hom kan koop. En dit was my so interessant om my pa se paadjie dop te hou, want in sy winkel het jy groente gekoop, jy het groceries gekoop, hy het later dan melk verkoop wat hy by een of ander boer hier buitekant gekry het, so daar was 'n melkery, né? Hy het slaghuis gehad, daar was 'n takeaway plek, hy het op 'n stadium 'n Coke depot daarin gehad, alles was in daai winkel. So hoor jy die wêreld waarin ek groot geword het. Dis dat hier is 17 eisters in hierdie vuur. Maar as hierdie eister swaar trek, is daar 16 ander wat hom kan help. So ek het groot geword in so 'n wêreld. As jy vir myne wil vrek hê op hierdie bank nou hier voor jou, dan sê jy vir my ek moet een ding doen vir die res van my lewe. Dis in my siel dodend. Ek kan nie. Ander mense, my vrou, absoluut so. Sy en daai persoonlikheid gee vir haar daai een baan, pappa, en sy gaan daai baan laat bars uit sy nate, dis wie sy is. Ek kan nie, ek moet in 16 bane hardloop, want dit maak my dag interessant, dit excite my persoonlikheid en dit maak dit vir my lekker. Maar dis my sukses. Ja. Dit is hoekom ek kan doen wat ek doen, want jy het jou social media, jy het jou shows, jy het jou musiek, op 'n stadium met 'n klavierlesse ook gegee, kan ons net toch dit vir mekaar sê, en toe kom radio in my wêreld, en nou is jy 'n radioomroeper, en jy het al hierdie goed, jy's 'n bemarker van produkte, jy is 'n brand ambassador, jy het jou eie, dit is baie. En ander mense dink daarin, sê, hoe kry jy dit reg? En dit is seker so, as jy in een baan fokus, gaan jy hom seker laat uitstyg. Maar ek hou van my wêreld nou, want dis vir my lekker, ek is gediversifiseer in die sin van, want dit is ook wat COVID ons geleer het, veral vir 'n kunstenaar. Dis ook met jy al 'n bietjie dopgehou wat in die kunstewêreld aan die gang is, met jou topsangers, selfs jou topsangers, wat nou, vat 'n Elvis Blue as 'n voorbeeld, love hom. Absolute stunning mens met 'n ongelooflike hart. Maar wat het hy gedoen? Hy het eweskielik Elvis Brew oopgemaak. Koffieshops. Gaan tel by hoeveel koffieshops hy. Nee, maar wat doen hy? Hy bou net nog iets in, want as hierdie baan swaar trek, dan is daar iets wat my kan dra. Ek dink die sangindustrie is ook iets wat eintlik moeilik is, want daar is die hele tyd nuwe talente. Niks is guaranteed daar nie. Niks. Jou raakleeftyd is nie gegarandeerd nie, so dit is maar iets wat ou moet doen. Ek vat net weer vir myself, is dit baie moeilik. Ek moet weer net eintlik fokus op een ding. Vir my is dit belangrik om te fokus op die praktyk en om rekenmeester te wees. Ek het so op 'n stadium probeer met waterwinkels, maar dit het gou nie uitgewerk nie. Dit was maar 'n notch toe. Ja, want ou kom baie vinnig agter waar maak ou beter geld. Jy weet, en dan gaan 'n ou se fokus en energie so intoe. Ja. En dit is nou maar net weer my lewe. Ek haal my hoed af vir 'n ou wat klomp goeders kan manage, maar ek dink tog in jou lyn van werk belyn alles eintlik baie mooi met mekaar en hak by mekaar in. En dit is belangrik. Alles het jy skep nuwe goed met jou kreatiwiteit. En dit is, alhoewel 'n ou nou kyk, die een is jy sing en die ander een is 'n optrede, maar dit is nog steeds 'n vorm van vermaaklikheid wat jy vir mense voorsien. Ja, en ek dink wat jy tereg sê, is alles werk na 'n punt toe. Ja. Alles werk na, hoekom het ek die 16, want dis belangrik. En ek dink vir enigiemand wat 'n sosiale media platform of 'n besigheid of 'n ding wil begin, is my eerste vraag is, hoekom wil jy dit begin? Hoekom doen jy dit?
Wat is die hoekom agter dit? Want as ons die hoekom kan neersit en ons kan daai building block neersit en daai fondasie neersit, dan beteken dit, maak nie saak of hierdie mure nou afval, of is dit vernuwe, of is dit oorverf, of dit 'n ander baadjie kry of 'n nuwe dak, en selfs baie keer 'n ander eienaar, en wat. Die fondasie is solid. En my fondasie was daai droom. Ja. Ek wil by die liggies uitkom. En al hierdie goed wat ek doen, en dis waar my vrou, my grootste ondersteuner en my grootste, noem dit nou maar, vermaner is, noem dit hoe sal ons sê, 'n onderwyser, ek wil iets sê wat my help om tussen die lyne te wees. Ek weet nie wat is dit, die governor, ek weet nie, noem dit net wat jy wil. Want elke keer as ek iets niets doen, is haar eerste vraag, so hoekom doen jy dit? Hoe help hierdie ding wat jy nou doen, of daar uit te kom? En dit was vir my die grootste grootste lewensles, wat ek dink daarin lê sukses, daarin lê geluk, daarin lê, ek is nie in 'n kompetisie met iets nie. Gesonde kompetisie is reg, asseblief maar nie verkeerd verstaan nie. Maar hoor wat ek probeer sê, dat ek is so content in dit wat ek doen, dat dit maak nie vir my saak dat jy op een of ander beter verhoog staan, of 16 ander nulle in jou bankrekening het, en 17 ander miljoen followers, maak nie vir my saak nie. Want ek is content met wat ek nou doen, want ek weet as die fondasie, ek weet waarmee is ek besig en hoekom ek dit doen. En uit dit kom sukses en waarde. Jou besigheidsgroei, as ek reg verstaan, is ook gedoen organies. Niks is paid ads wat jy hardloop op sosiale media nie. Nee, want dit was een van die goeders van die begin af. Ja. Want ek het net gesê, luister af vir my. As hierdie goed wat ek doen nie organies gekyk word en van gehou word nie, dan gaan ek vir 'n hel nie al hierdie tyd en effort in dit insit nie. Want as jy op sosiale media werk, kyk selfs hierdie, dit vat werk, dit vat tyd, dit vat effort, nee, dit kos geld. En ek het net geweier om daai effort in te sit as dit nie gaan werk nie, as ons nie organies groei nie. So dit was vir my 'n ding van die begin af, dat toe ek sien mense kyk hierdie goed uit hulle eie uit, toe dink ek, okay, ek is besig, want ek het vinnig geleer hoe werk dit hier buitekant. Want gee vir my nou R10,000 en ek gee vir jou 100,000 followers. Jy koop dit. Ja. So eenvoudig soos dit. En ek dink dit is ook nou hoe ons wêreld nou al verander het nou, waar die smaakmaker, die social media influencer, daai wêreld is besig om, sy fondasies is besig nou om te kraak en uitmekaar uit te val, want besighede kom agter, hoorie, jy sê jy het 100,000 followers, maar ons vra jou om te bemark, ons belê geld in jou, maar daar's geen return on investment nie. So waar's die 100,000 mense wat jy dan nou sê jy het? Jy beloof ons 30,000 views op 'n video. Ja, man. TikTok, Facebook, paid ads. Dis maklik. Gee vir my geld en ek gee vir jou 30,000 views. Die groot ding is net, mense kyk na die 30,000 views, maar wie's die 30,000 wat gekyk het? Waarheen gaan Waar's die return on investment is die vraag met You get what I'm getting at. En dis hoekom dit vir my nog meer belangrik was om definitief te weet, wat is die baan waarin ek hardloop? Wie's die mense met wie ek praat? Wie's my mark? Is hulle organies daar? Is hulle regtig daar? Is hulle daar met hulle daar wil wees? En nou is dit my grootste selling point. As ek nou na 'n besigheid toe gaan, as hulle vir my maar François, hier's 6 ander name met 6 miljoen ander views en 400,000 meer followers as jy. Sê ek reg? Maar belê in my, dan kyk jy wat gebeur in jou besigheid. Verstaan jy? Iets stupid soos. Nee, ek gaan nou nie die besigheid se naam sê nie, maar 'n besigheid saam met wie ek nou hande gevat het, so rukkie terug. Nee, het nou in 'n kwessie van 'n maand en 'n half R600,000 gemaak net uit my platform uit. Ja. Verstaan jy? En dis wat ek nou kan gaan sê. En dis nie gekoopte followers nie. Ek wil vir jou vra met AI en hierdie nuwe tools wat in die mark kom. Die antwoorde wat jy plaas op Facebook, gesels jy met die ou tannies?
O, ek geniet dit. Jy self. Ja, nee. Want kyk vir my, en dit was, as jy nou wil hê ek moet vir jou 'n tip gee oor sosiale media, vir enige besigheid wat sosiale media het, of iemand wat op iets wil doen het. Onthou, dis hoe ek het verstaan, en hoe ek dit sien. Die ou wat jou video kyk, wat dit like, en wat dit comment, sien ek in dieselfde lig, soos wat ek iemand sien in daai deure instap. As jy besigheid het, maak as wat jy besigheid het, en daar stap iemand in daai deur in, wat doen jy? Jy groet hom, sê hom welkom, sê kliënt, hoe kan ek vir jou help? Wat se diens soek jy? Wat se produk? Hoe kan ek vir jou? Sosiale media moet op dieselfde manier gesien word. Dis hoe die ding gegroei het, soos wat hy ook gegroei het. En ek dink dit is een van die grootste ding. Vat dit my ure uit my week uit 100%. Want onthou in die begin was daar dalk 10 comments. Ja. Toe raak het 200 comments en toe raak het nou 500, 600 comments. En in die begin toe dit hier by 100, 200 comments is by mens, jy kan maar gevullig gaan vra, gaan kyk, die track record is daar. Elke comment gaan like, ek het elke comment geantwoord en gesê dankie. Dankie dat jy hierdie kyk, dankie dat jy hierdie ondersteun. As jy 'n vraag vra, hier is die antwoord, hier is my antwoord. En wat het ek gedoen? Ek het 'n kliëntebasis opgebou, wat môre weer gaan terugkom, want hulle weet, dis nie net 'n ou wat 'n klomp video's maak nie. En dit is my grootste probleem, en vingers wat ek al gebrand het, en seer gekry het in die bedryf, en gefaal het, en geflop het, veral met besighede. Want nou kry hulle jou in, hulle wil hê jy moet hulle bemark. En sê ek, okay, goed, maar hier's my een reël. Ek sal jou bemark, maar vir elke comment wat daar inkom op my video's, moet julle op reageer. Want dis 'n kliënt. Ja. Dis iemand wat nie in jou winkel ingestap het nie, dis iemand wat jou nie gebel het nie, dis iemand wat nog nie geweet het van jou nie, maar nou weet hulle van jou as gevolg van die platform. Nou so doen moeite. Ja, soek aandag. Gaan na hulle toe, sê vir hulle welkom, dankie dat jy hierdie ding gekomment het, vir enige navraag. Weet jy hoeveel min besighede dit gedoen? Ja. Dan is hulle nou boos kwaad vir jou, want hulle kry nie return on investment nie. Ek sê, maar my, jy het die tyd, ek wil 'n amper vloekwoord gebruik het, hoe kon jy nie uitgereik na die kliënt toe nie? Ja. Kon jy nie moeite gedoen nie? Gaan kyk maar. Ag, en ek gaan nou seker meeste van die karbedryf. Dis net om ek dit verstaan en ken, en ek het nou al baie saam met hulle gewerk, maar gaan kyk 'n karbedryf. Ja. Hulle almal het Facebook bladsy en sosiale media blaadjies, en nou ewe skielik het hulle bygekom dat hulle eie verkoopsmanne begin nou videoetjies te maak, en party is nou snaaks en party is nou interessant, en party sê, "Hi, ek is Jaco van watter besigheid ook al, en ek werk hier, en kyk hierdie karre wat ons het." Ewe skielik, so julle sit nie net vir my fotootjies van die nuutste karre wat julle het, en afslag wat julle vir my kan gee, en hierdie, hier's 'n mens agter dit. Ewe skielik kom besighede agter, gaaf. Sosiale media moet gesien word as mense. Daar's mense. Jy wil by die mens uitkom. En alle dae by die mens uitgekom is deur verhouding. Verryk uit, praat met hulle, comment op hulle, like hulle goed. En as hulle twak praat, help hulle reg, man. En dis hoe mense verhouding bou. Hoe dink jy gaan AI sosiale media vorentoe beïnvloed? Want ek moet nogals vir jou sê, ek was nou dag ook iemand wat ek follow, entrepreneur, ek dink is 'n Kanadese entrepreneur, in gesprek getree met die ou, ek het gehou van sy besigheidscoaching, die manier van hoe hy dit doen, en waantoe hy beloftes wat hy maak in terme van hoe hy jou besigheid kan groei. Maar in daai gesprek het ek sekere vrae begin vra, en het ek die gevoel gekry dat ek besig is om met 'n chatbot te praat. en dit het my so afgesit, en toe het ek sommer net dis nie. Ja, nee. Ek dink AI in my wêreld waar ek nou is 'n enhancing tool. Dis 'n kry 'n idee, maar ek moet dit nog steeds doen. Ja. Ek is in my wêreld, ek is die gesig van hoe dit samelewing. Ek is die stem van dit. Maar ek kan AI gebruik vir idees. Yes. En dit van daar af werk. Nee, maar ek dink as ons AI net kan sien as iets wat jou help, en nie 'n threat nie, maar iets wat jou help, maar jy moet dit nog steeds doen. Ek is regtig van opinie dat, onthou, hier is iets wat AI nooit kan doen nie. AI kan nooit die verkoopsman vervang nie. Kan nie. Jy gaan by 'n sekere winkel in, gaan koop jou hemp, jou broek, jou groceries,
jou vleis, jou kar, gaan koop jy by 'n ou, hoekom? Jy het 'n verhouding met die ou. Ja, ons almal soek daai verhoudings, community. En van al julle wat hier in die platteland werk, kan ons net gou vir mekaar sê, hier is nie byvoorbeeld 'n Woolworths nie. Hier is nou nie hierdie movie se groot malls of wat ook al nie. So nou moet jy in hierdie dorp ingaan en jy moet daar gaan koop. Terwyl jy weet, hierdie tannie wat nou die hemp hier verkoop hom vir baie duurder as wat ek hom in Kimberley kan koop. Maar nou moet ek eers Kimberley toe ry om dit daar te gaan koop. Maar ek het 'n verhouding met die tannie. Ja. Ek het 'n verhouding met sy gaan uit haar pad uit gaan om vir my dalk die produk te kry of nog produkte te kry. En daarom mind ek nie om 'n rand of meer. AI kan nie daai doen nie. Nee, ek stem 100% saam. AI kan nie saam met jou probleem werk in die sin van jou emosie optel wat jy nou vandag in die winkel instap en jou emosie wat jy nou daar neersit op sosiale media. Ek kan nie. Ek gaan vir jou 'n generiese ding gee, maar dit gaan nooit daai kan wegvat nie. En ek dink dit is, ek sien AI as 'n enhancing tool. Jy moet dit gebruik om jou net sterker te maak, nie jou te vervang nie. Verseker. Kom ons praat 'n bietjie oor familie wees. François, jy 'n paar jaar terug, wat het jy vir Amarey genoem? Aster ont. Ja, hoekom? Want in Appington het hulle gepraat van 'n klong en 'n aster. 'n Klong is 'n man, en 'n aster is 'n vrou. En ek het eendag 'n video gemaak toe ek nog single, ready to mingle was, toe sê ek, yeah, ek wonder hoekom is ek single. Verstaan jy? En ek kan nou nie onthou wat dit is ook so grappig gewees, maar ek kan nie onthou wat was die 3 dinge. Sê ek maar weer daar is 'n aster daar buitekant vir my. En toe Amarey in my lewe kom, toe kry sy die bynaam Aster. En nou as gevolg van die platform en ons lewens en wat ook al, is daar vragtig mense wat dink haar naam is Aster. Nou wil ek net kom by. Wie die hel noem hulle vrou? Kinte Blom. In elk geval. Maar sy's van Aster en ja, my lewe het verander toe ek en daai girl se paai kruis en toe 'n paar maande later het ons Isiki en sy naam is Levi en So al was ook uitdagend. ja, kyk Levi se storie, kyk ek dink daar is nie 'n groter eer naas die feit dat jy iemand aan jou sy as 'n kind en Levi, ja, daar was 'n profesie al oor Levi twydig en Amarey se ma was. Maar Levi was op 4 maande gediagnoseer met infantile spasm syndroom wat 'n tipe epilepsie is en navorsing wat jy nie die ergste deel gee, daar is nie genoeg navorsing om vir jou presies te sê hoe dit se pad gelyk nie. Al wat hulle vir jou kan sê is hoe gaan dit lyk as alles verkeerd gaan doen. Hoe lyk dit as infantile spasm syndroom verkeerd gaan? Jou kind raak 'n emosielose mens. Hy sit daar en staan, glad die emosie. En toe hy vir my dit sê, Danny, moet ek vir jou sê, ek was in my lewe nog nooit op so donker plek. En so bodemloos en matloos soos daai kommetjie, want sê my kindjie, daai ding het uit sy ma uitgekom en gelag. As hy in die oggend wakker word, dan is dit 'n glimlag, dis tande, dit is 'n giggel, dit is alles. As die son skyn, wese, weet jy waar die hel kom het vandaan nie, maar dis wie hy is. So vir my te sê, dat my kind kan dit verloor. Ja, wat is my grofste ding? Want ontwikkeling kan jy terugkry iewerste. Kan iewerste wel arbeidsterapeut toe gaan of sielkundige en watter terapeut toe, jy kan dit doen, 'n spraakterapeut, jy kan alles goed doen en jou kind kan weer op trek kom. Maar hoe die hel vervang jy kind se persoonlikheid? Kan nie. So ons hoor dit en nou is daar medikasie, hoe dit werk is, dit is 'n epilepsie wat gebeur in jou brein. So dit is nie 'n omval en ruk, dit is 'n noem dit nou maar 'n shot wat gebeur in jou kop. So jy kan dit net agterkom as jy 'n EEG doen en jy sien wat gaan in die breingolfies aan die gang. Sien jy elke keer as jy kry is dit boe, is 'n spike en daar's 'n ritme van dit en as gevolg van die ritme van hoe dit gebeur kan hulle agterkom. Dis dit. So obviously nou moet jy met medikasie weer wat jy moet nou die storie onderdruk sodat dit nou weer 'n normale golf het.
Nou is daar sekere medikasie vir dit en daai medikasie werk toe. Op die einde moet ons dan na 'n ander hospitaal toe skuif wat oorsese medikasie kry. Maar dit kan jy ook net vir 'n sekere tyd gebruik, dan as jy dit langer as dit gebruik, dan begin jy te lol met die kind se gehoor en se sig en sulke goed. En gebruik die medikasie en wonderwerk vir wonderwerk help dit. Maar obviously die golwe gebeur nou so, nou moet jy nog steeds ander medikasie gebruik, en dan op die einde kan twee goed gebeur. Hy kan dit of ontgroei, of hierdie dit kan eventually oorskakel na 'n normale tipe epilepsie, soos wat die een keer. Of dit gaan nou, verstaan jy, in daai epilepsie maak die kind nou emosieloos nie. Maar die Here het 'n wonderwerk en my seentjie nou, ek kan nie onthou of sy gebore is nie. Of voel is amper 'n jaar of so. My seun het ontgroei. En 6 EEG's later en alles skoon. En ja, so dis grootste wonderwerk wat is in my kind is normaal. Hy kan anders gaan en hy kan seentjie wees en wees van hier opgeriep. So dit was die challenge waarmee ons daar opgegaan het. En hy ons ouers het vir ons gesê, sien jy emosie waar het sê en raaks my omdat so het altyd vir ons gesê julle van eendag weet julle laat jy kinders hê. En dit is van dit wat ek kan sê, maar ja, ek dink vir ons eie kinders van so ek was al stil ons sal dood, hou so julle kyk dan ons eie kinders en verstaan dit nie. En in my kind se hele storie het my geleer hoe amazing God eintlik ouerskap aan mekaar gesit het. Hoe amazing God 'n verhouding, man en vrou verhouding aan mekaar gesit het om hierdie tipe goed te handle. Wat dit actually beteken as jy so iets gaan en jy gaan nou terug na Job se storie toe. En na Isak toe, wat sy seun moes opoffer. En jy gaan dan jy lees al die goed nou anders. Wat hier is, wat ek is nou 'n pastoor, so jy preek oor vaderskap, en jy preek oor wat pa wees is en wat ook al. En ek het vinnig agtergekom, soos 'n boek 'n buiteblad het. Ek was al die jare nog besig net met die buiteblad. En onthou, jy kan baie goed doen met 'n buiteblad van 'n boek, want 'n buiteblad van die boek het 'n titel, hy het 'n agterkant met 'n bietjie van 'n opsomming. Uit hier kan jy nou baie goedjies sê en slim klink. Maar kom jy by dit uit? En toe my kind gebore is, toe kom die Here sê vir my gaaf. Nou mag jy die boek loop. Want nou begin jy sê, en dis op my kind kom toe. Ewe skielik kon ek leer wat dit beteken om op die knieë te wees. Maar dit beteken om geloof te hê. Wat dit beteken, waar het hy wonderwerk van loop op die water eintlik gebeur. Nie toe Petrus sy poot buite kan die skip sit en op die water sit. Dit is nie waar die wonderwerk begin. Waar die wonderwerk begin. Toe Petrus besluit het, daai man wat nou op daai water loop, kom ek roep uit en ek vra, Here, as dit U is, roep uit. Dis waar die wonder. Hy moes eers daai besluit gemaak. Toe skop aan die goed in plek. My kind sê, Here, as U sê, U is wie U is, en U het die kerk gestuur met 'n roeping, met olie, Here, dan kom ek hierdie goed in plek geval, en is my kind my geleer om uit te hou, my kind my geleer, wat nou terwyl aan hierdie goed aan die gang is, papa performer moet perform, ek moet op radio gaan werk, ek moet die land vol toer en selfs doen, dis wat ek moet doen vir 'n lewe, want ek moet 'n pot aan die kook hou, maar, hoe amazing het die Here nie my lewe uitmekaar gesit dat, gaan so jy daai rol, doen dit, en jou vrou gaan nie nou werk nie, maar gaan jou genoeg help hier, sodat jou vrou voltyds by jou kind is, en hom vir 6, 7, 8 weke in die hospitaal kan ondersteun en help en elke dag daar is. Hoe wys, Was dit vir jou moeilik? help op haar, Sit jy daai skakel aan en af en dis waar die performer is op. Dit was vir my, hoor gaan van my, die ergste
performance van my lewe. Onthou nou, ons hoor die nuus. En daar sê hulle vir ons moet ons kind ontdek, sodat ons hierdie onbekende reis moet begin. Ek het hulle dan nas by die hospitaal sit af. Hy volgende dag moes ek my tas vat en op 'n bloody vliegtuig klim, vlieg na 'n event toe, gaan staan voor 'n saal vol vrouens en sê, hoe is dit sal bly? Hy sê, ja, klop my, dis my hel, dis my hel. Maar, ek het vinnig besef, dat ek het 'n baan, en my vrou het 'n baan, en vir hierdie hele ding om te werk, en hierdie ding is my familie, is dit vir my benaderd, dat ek in hierdie baan moet hard, want my vrou het die ander baan. So dis hoekom ek die switch kon aansit, want ek het geweet, is iets groot, ek sien dat bezig met om te bevelm, dit ontsnap uit die is 'n groter doel. Die rede hoekom ek nou perform hier goed is, wat ek so vermoes. Daar sê ek, en daai rede was al waarin ek kon vas. Dit en die feit dat die Here, wat sê opgaat, dat die woord van my, het hulle van my lamslief wat ingeblok in 'n ander kamer vir een van 'n ander siekte. Maar daai was die rede hoekom ek aankom. En hoekom ek elke keer kom. En elke keer as ek slegte nuus kry van die dokter af, sê, Here, ek het net vir die. Ek het net hierdie boom wat langs in die water staan. En die belofte is, dat as hierdie boom langs in die water staan, sal hierdie blare nie verwelk nie, en die vrugte sal nie ophou. So ek weet dit, en daai was genoeg. So ek weet nie hoe doen jy dit, is nie dat jy, maar dit het my gedra, en dit het gemaak dat ek kan doen wat ek doen. So het was hel, ja, ek het soveel geleer, en soveel gegroei, en as jy my en my vrou nou vra, of ons weer deur hierdie moet gaan ons sonder om dit dink vir jou sê ja. Want die getuienisse, die lewens wat geraak is gevolg van die lewe. So dit vanmorgen al hierdie bier. Ek kon 8 gesinne hê, om by 'n dokter uit te kom, wat hierdie goed gesien het in hulle gesin. Iewers kon ons 'n stukkie hoop neersit vir die wêreld, as gevolg van artikels en onderhoude en, dat hier's 2 ouers, wat nie antwoorde het nie. Wat ons sê, nie gehad, maar ons het die Here gehad. En ewe skielik, vir my wat 'n pastoor was, wat hierdie elke Sondag gepreek het, ons is die liggaam van Christus, ewe skielik, toe raak die liggaam van Christus lewend. Maar toe, sien ek, beleef ek dit, hoor ek dit, voel ek dit, in hierdie wêreld waar ek kies, waar ek gaan optree. En onbekende mense, wat my nie ken van 'n video af of gesaam gesleep is na optrede, kom na my toe, en pitsel is daar so, voel so, dat ek hoor van my 'n WhatsApp gekry het, van 'n man uit Amerika. Nee, hoe is dit normaal? Verstaan jy, word alweer vir die Here betrokke is, dat 'n man uit Amerika, wat Danny, dat ek in my lewe nog nooit ontmoet het, nog nooit, weet nie wat vir kom, kan nou nog sê wie hy is, hy kom uit Amerika uit, en sy selgroep, het iewerste om 'n storie, gekry, en dat hy vir my 'n voice down, hoe daai random mense, my nog nooit ontmoet het, my kind nie, my vrou, saambid, hoe is dit normaal, hoe is dit nie 'n wonderwerk, hoe is dit nie met die Here, en ewe skielik, maak die Here dit ook, sien, dis wat die liggaam van Christus is. Nou verstaan jy, nou sien jy dit, nou belief. Daarom sê ons,
as ons hierdie weer kan doen, dan doen ons weer. Want ek weet wat is die krag van die liggaam van Christus. Just dis wat ek vra so ek dink sommer terug aan ons eerste episode en wat dat met Engelbrecht het hy dat so mooi gesê en ek weer dit net reg onthou, maar hy het gesê ek glo nie noodwendig in die Here oor dit wat ek in die woord van hom gelees het nie, maar ek glo in die Here vir dit wat ek gesien het in my eie lewe gedoen. Ja. Maar dan raak dit lewe. Ja. Nee, alles is dit net kopkennis, maar as die kopkennis die sak hard toe nie dan. So hy so in die woord lees en dink ek is so maklik. Ons het eintlik gelees het as jy nou saam met Jesus rondgewandel het en sy kruisiging gesien het en daar by die leeugraf aangekom het, hoe maklik is dit nie vir daai mense om te glo nie. Dit vir ons is geloof ons mis gesien en ek aanskou nie, so splo uit en uit op die woord en dit wat ons lees en ons soek dalk in ons hierdie onderwerpe, maar dan kry ek meer vleis as ek stories soos hierdie hoor, dan besef ons soos net hier rondom ons kyk is daar eintlik soveel onderwerp wat elke dag gebeur. En dan maak dit my eintlik baie keer so kwaad as mense vir my sê maar dit is die universe en dit is Nee, en onthou dat die wêreld is gevul met 'n soeke na antwoord. En hier is die ding van die woord, hier is die ding van die Here, hy het al die antwoorde nie, maar die woord is so pertinent as hy sê, ons ken die dele en ons weet die dele, ons het enig alles nie. Maar ons hou nie van grys. Ons hou van swart of wit. Ek Korintiërs 13 ek het gister verleer sien, want staan nog 'n rowwe speel, maar eendag ons heel ken soos wat ons. Nee, en die absolute wanindruk van die feit dat as ek die Here volg, dan gaan alles oukei wees. Want alles werk ons net goed meer vir die Here liefhet. Dit is so. Maar dit staan nergens dat die krag gaan maak is. Nergens. Dit was nie vir die disippels maklikie. Dit was nie vir Jesus maklikie. So wat die hel maak jou so spesiaal dat jy dit, dat jou pad gaan spesiaal. Wat? Gaan nie staan nergens dat is die wanindruk wat jy het as jy dink jou lewe gaan oukei wees. Hoekom dit beter is want jy sien alleen in die storm. Maar die storm is 'n garantie. Dis ook Psalm 23 bestaan. Dan te sê, gaan nie deur die dal van doodskade weet, want dis die lewe. Hoef jy geen onheil te vrees, hoekom want die Here is by jou. Dis die belofte. Maar daar staan dit, dit gaan maklik wees. En ek dink, ons moet nou beleef, eerstehands, is maklik. Was nie maklik. Stel nog 'n klein maklik. En mense kyk na hierdie sosiale media platform, kyk na my lewe en al die glitz en glamours en die sterretjies wat saam met kom en dit, is maklik dit is nie. Hallo, kom stap op my skoon. Kom graaf saam met my elke maand om die pot aan die pot hou, om vorentoe te gaan vir my gesin en my vrou te sorg. Kom graaf saam met my, dan kom jy agter, is nie maklik. Maar, ek weet is nooit, want ek weet wie saam. En dis geen, Maar dis die van ja, kyk, kom nie sonder effek. Nie wil help. Arme ouens bestaan nou dragtig 40 jaar deur die woestyn te loop. Nee, hulle het nie geseil deur hom nie. Frans, wat volgens jou? Wat voor ek dink mens moet die dinge wat jy dink sien. Ja, daar is splinte nie meer een wat nou op die planke is, die wildtuin en erg wat ek wil Waar van dit? Kyk, die lewe se wildtuin, my mens. Het jy al gesien dat sy billiggoed loop hier buitekant? Dit party vir ons is getroud met billiggoed. Maar dit is die buitekant. Nee, en hulle is mal en hulle is te mekaar en die hare en tande en alle goeders. Ek die hele produksie skryf het feit dat ek dink die lewe is soos 'n wildtuin, maar as ons net bietjie anders te kyk, as ons die wild verstaan en die reëls verstaan, my mense is daar soveel mooi in hierdie wildtuin wat ons kan raak sien en lesse wat ons kan leer. So dis die nuwe show, dis waar dit gaan. En ek gebruik stories van waar ek in die wildtuin was en kyk, niks van nou is normaal, dit is baie humor en stories en goed wat verkeerd gegaan het, maar dis uit dit wat ons leer, nee, en ek dink dis die krag van humor, want wat doen humor? Humor haal nie almal van dit wat vir ons kwaad maak, dit seer maak, dit irriteer maak, dit daai net so uit, en dit laat ons lag daaroor. Dan bietjie aan wat ek Neil Schuster uitgekry. Hy het alles wat ons die ingemaak het, nee? Hy het alles goed gevat, en ons maak lag daaroor. Dis hoekom ek en jy vandag na Spietkok en kyk en die arme ding aanvaar, en nie vir hom bykom nie. Want wat het hy gedoen? Hy het ons net lag oor 'n Spietkop aan. Hy het ons net lag, elke keer as jy Spietkop sê, dan hier die agterkant sê jy pop, Spietkop, Spietkop. En jy kyk, staan. Jy hoor die liedjie, jy giggel klaar. En dan
dis die ding, en hy het al die goed wat spanning veroorsaak in Suid-Afrika, hy het al ons daaroor laat lag, en ek dink dit is my show ook. Ek gaan jou laat lag, mag jy laat dink en iets voel, en dit is die wat in ek, hy sê daar, daar's nuwe musiek op pad, ja, daar's nuwe goed en my werkslewe by Radio Tygerberg, en daar is lekker drome en goed, maar ek dink ek is in 'n konstante ontdek van hoe die Here die volgende deur moet maak om my nog liggies uit te kom. So ek weet, al wat ek weet is, ek weet waar ek moet uitkom. Maar die pad soontoe, as 'n voertuig, maar watter deur oopgaan, ek is onseker. Maar ek weet waarvoor my toe ek weet watter deur om dalk nie oop te maak, want dit gaan my nie help om by dit te kom nie. So dis waar ek nou is, excited, opgewonde. Daar's 'n stukkie onbekend, maar dis wat dit vir my lekker maak. Nou, so as jy eendag gaan terugkyk oor jou lewe en alles wat jy diversifiseer is, wat sê jy graag wil hê, wat moet jy daar latenskap wees, wat sê jy graag wil hê jy meeste impak maak? So goeie vraag. Ek dink, mag dit iets wees waar mense kan sien, hier was 'n ou wat sy roeping gejaag, alles los en nooit probeer wegstorm van, want ek het al daai fout gemaak en ek het geleer in die slegte pad. So mag het dan nou dit wees dat hier was 'n ou wat sy roeping ken en wat hom gejaag het en wat het geniet het my dit doen. Hoe vir dit is. Wat ek op so Sondag ons koppe neerlê, al wat ons van oor is ons storie, dit wat ons gaan nabou. Weet die skatte wat ons by mekaar Nee, kyk, ek geniet die skat. Luister, ek like so blins ding, maar dit is waarde lê nie in dit nie. Lewenswaarde lê nie in dit nie. Dis lekker en is deel van dit. En dit kom saam met die pakkie. It's not about maar jou storie gaan mense. en storie gaan alle Klaas, dankie dat jy ons kuier het in die platteland. Swaper so goed soos jou tuisdorp, is lekker om jou hier te hê. Dankie vir die lekker self, dankie dat jy jou storie met ons gedeel het. Dink ek het self 'n handjie oor die wang gehad. Sorry, ek huil net so maatlik met jy ek hoop bring emosies hier op my mouth. Dit is baie keer nodig, is lekker, ek voel sommer nou of ons 'n goeie dag gaan hê. Ek sien uit na ons sessie saam met die res van ons span by die karaoke en die pizzas. So baie dankie dat jy was, ons het uitgesien en dit was nou lekker. Ek het ook van die sterkte met alles wat jy aanpak. Dankie. En mag die Here jou lewe seën en ander seën en stuur goed op by die huis. Ons weet dat jy veilig sal teruggaan voor jou familie. Dankie. En vir ons ook.